Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, vrede en vrede vir julle, van God ons Vader, wat julle welkom heet in sy teenwoordigheid. Wat vir julle elkeen sê, ek is lief vir julle, net soos wat jy is. Amen. Nou vandag gaan ek bietjie gesels oor Efesiërs 1. En ek het al, seker Efesiërs 1, seker al maklik 60 of 70 keer wat ek hom net deurgelees het. En elke keer wys God net vir my hierdie nuwe goeders uit. En hoe hierdie vir ons kom wys die identiteit wat elkeen van ons het. En jy sien waar ons nou gesing het van hy gee hoop en redding. Jesus Christus bring hoop en redding. Die evangelie, ons kan nie die evangelie afwater nie. En ons het nou hoeveel keer wat daar dinge gebeur in ons lewe en dan praat die realiteit van die saak of die realiteit van die wêreld praat so hard dat ons vergeet dat die woord, dat dit eintlik ons maatstaf is. Ons elke liewe ervaring veronderstel is om te meet. En God het elkeen wat hier sit verskriklik lief. Soveel so, dat ek die vraag wil vra, wie van julle wat hier so wat ouers is, wie van julle sal julle lewe vir jou kind aflê? Ek het nog nie kinders nie, so ek kan, maar ek sal. Okay, so elke ouer wat hier is, sal hulle lewe vir hulle kind aflê. Wat het God gedoen? 7 biljoen mense op aarde. En God sê, ek het julle elkeen baie lief. Nie 'n bietjie nie, baie. En ons kom nou hier by Efesiërs, wat God net vir ons bietjie hier gaan kom wys, en ek gaan klomp verskillende tekste, sal ek ook nog gebruik, en ek gaan die Bybel gebruik, of nee, die Bybel gaan my gebruik, om dit wat God op my hart geplaas het, vir Heidelberg, vir Suikerbos gemeente, om die boodskap te bring. So kom ons sluit die oë en dan gaan ons dit van daar af verder vat. Almagtige God en Vader, Here, ons dank U in die naam van Jesus dat ons kan weet dat U God is. Dat U vir Jesus na die aarde toe gestuur het om vir ons te kom wys hoe U werklik is. Dat Jesus die gestalte is van die onsigbare God, sodat U in die woord sê. Vader, ons dankie dat ons nou almal hier teenwoordig is, en dat elkeen met 'n oop gemoed en 'n oop hart hier kom sit, wat hulle ontmoeting met U wil hê, met die lewende God. Vader, ons vra dit nou in Jesus naam, dat U vir ons hierdie woord sal oopbreek, en dit vir ons regtig sal duidelik maak, en regtig, dat dit sal ingaan in ons harte in. Dat ons sal weet dat U die God is, wat hemel en aarde geskep het. Maar dat ons ook kan gaan sing, hoe groot is U. Selfs al het ons nie woorde om te beskryf hoe groot U werklik is nie. Dat ons kan sing uit volle bors uit en met volle oorgawe, hoe groot is U. Want Jesus Christus het vir ons kom bewys aan die kruis, en hy het ook vir ons kom bewys, dat hy die krag gekry het van U af, van die Heilige Gees wat hom uit die doodheid laat opstaan het, en dat hy weer leef, en dat dit is wat ons het, in die naam van die Here Jesus Christus. En dankie wat U ook na die woord vir ons gaan oopbreek, sodat elkeen wat hier is, dit sal hoor, sal vat en 'n eie maak. Ons loof en prys in die naam van Christus Jesus daarvoor. En ons almal sê, Amen. Okay, kom ons begin by vers 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort, en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou ek wil nou net eers daar stop. Want ons is so geneig wanneer ons 'n brief begin lees wat Paulus geskryf het, dat ons so vinnig net oor daai eerste stukkie kom, want ons wil, okay, Paulus, wat wil jy vir ons sê? Ons wil nou hoor wat jy sê. Maar ons vergeet eintlik wie Paulus
eintlik was. Paulus was Saulus. Almal weet dit daarom, nee. Dat Paulus Saulus was, wat 'n moordenaar was. Wat nie sommer 'n persoon was wat gesê het, hoe gaan dit met jou, Christen? Nee, as jy Christen was, het hy seker gemaak, jy word in die tronk gegooi, en jy word vervolg, en jy word onderdruk. En toe hy sy Damaskus oomblik gehad het, wat Christus aan hom verskyn het sy lewe net so omgedraai, 180 grade. En hy sê van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God. So deur die wil van God is hy gered, en hy is gebruik. En elkeen wat hier sit, maak nie saak wat jy in jou verlede al gedoen het nie. Maak saak wat jy al ervaar het nie. God sê vir jou, dat elkeen wat eintlik hier sit, is nie net 'n disipel nie, ons is 'n apostel. Nou apostel, kom van die Griekse woord apostolos, wat beteken boodskapper. So elkeen wat hier sit, is eintlik 'n boodskapper. Dis nie net die dominee wat 'n boodskapper is nie. Dis elke Christen. Elkeen wat sê dat Christus die Here is 'n apostel. En dan gaan ons 'n bietjie verder. Dan sê hy, aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou ek wil gou vir die jong mense vra, weet julle dalk wat beteken onberispelik? Die Engels sê dit vir ons so mooi, dit sê blameless, sonder fout. So God, hy sê vir ons hier, God het ons voor die skepping van die aarde, waar hy gehad het, ons by hom gewees het, heilig en sonder fout. Nou as jy gaan na Genesis 1, vers 26 en 27, dan sê dit die volgende. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as hy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook die diere wat op die aarde kruip. So dis nogal 'n groot ding, is dit nie? Want toe God ons geskep het, het hy gesê, maar ek gaan jou in my beeld skep. As is van, ja, maar ek het 'n bietjie bakoor en my neus is bietjie groot of my oë is nie reg nie. Is dit nie so nie? Dat ons dit raak sien. Ons sien nie vir God raak nie. En terselfdertyd kan ons nie anders as om hier by Paulus te hoor dat ons is in God se beeld geskep. Hy wil ons al lankal by hom gehad het. En dat wat Christus kom doen het vir ons kom wys. Hy het vir ons fisies kom wys hoe God is. En hoe lief God ons het. Dat elkeen wat hier sit, maak nie saak ten spyte van jou verlede. Maak saak wat jy gedoen het nie. Ek meen, as ek vat in my eie lewe, ek is rarig een van die nie van die kandidate wat veronderstel is om hier voor te staan. Maar uit genade alleen staan ek hier voor. So, elke persoon wat hier is 'n verteenwoordiger van God. En is 'n boodskapper van God. En dan gaan hy verder en sê hy, in sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Christus sy kinders te wees. Nou die Engels, of die Nuwe Lewende Vertaling in Engels sê, sonship. As jy die New International Version lees, dan sê hulle sons. Wanneer laas het iemand vir jou dit gesê? So almal weet ons is kinders van God, né? Korrek? Maar wie het geweet hulle is 'n dogter of 'n seun van God? Okay, ek het nou eers onlangs uitgevind ek is regtig 'n seun van God. Ek het regtig besef dat dit
deel is van wie ek is. Dat dit nie sommer net 'n airy-fairy ding is nie. Want in Christus en deur Christus kan ons tot God gaan. Anders kan ons nie. Want ek, Philip, kan nie na God toe gaan en sê, Here, okay, ek wil U nou aanbid en ek moet U praat. Nee. Want as gevolg van die sondeval is ons verwyder van God. Maar Christus het ons kom versoen. Ek meen, dis mos nou net die laaste tyd wat ons nou deurgegaan het, is dit nie? Dis nie wonderlik nie. Dat Christus het ons seuns en dogters kom maak van God. So Jesus is ons ou boet. Wat 'n wonderlike voorreg om so ou boet te hê. Wat vir ons kom sê, ek sal my lewe vir jou kom aflê. Ten spyte van alles, het ek jou so lief. En dan gaan hy verder en sê, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Het ons elkeen betaal om Jesus aan die kruis te kry? Nee. Hy het dit uit sy eie vrye wil kom doen. Nou wie sal vir 7 biljoen mense hier op aarde sterf? En tog sê God, ek sal van my troon afklim en ek sal dit vir julle kom doen. Want Filippense 2 vers 5 tot 11 praat van dat ons die houding wat Jesus aangeneem het, moet aanneem. Dat hy van die troon af geklim het, dat hy homself verneder het, dat hy homself uitgegiet het, dat hy 'n slaaf geword het. Nou 'n slaaf in daardie tyd was minder as 'n mens gewees. Wat bedoel ek daarmee? Ons dink 'n slaaf was iemand gewees wat maak jou huis skoon, was jou klere en, né? Dis min of meer wat ons dink, is dit nie? So, in daai tyd het 'n slaaf nie eers eie reg gehad nie. Ek kon die slaaf se lewe geneem het, as ek in daai tyd geleef het, en ek het 'n slaaf gehad. Want dis my besitting. En Jesus kom, en hy kom giet hom uit, hy kom maak hom leeg. En hy doen dit. En dis hoekom hy verhewe is, bo alle name, en elke knie sal buig, dat Christus Jesus die Here is. En is uit genade, dat dit vrylik aan ons gegee is. Dis 'n geskenk. So ons moet net vir God sê, dankie. Ons het dit gekry. En jy moet dit vat en jou eie maak. En dan sê hy vir my, 'n belangrike ding hier in die volgende vers, wat hy sê, deur die bloed van sy seun is ons verlos. En is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. So deur die bloed van Jesus is ons verlos. Net van soveel sondes, nee. So bietjie. Maar dan, sê weer? Alles. Dit sluit alles in. Dit wat jy nou gedoen het en dit wat jy nog gaan doen. En hy gaan ons stigtig, want ons moet meer en meer soos hy word. En dan gaan ons verder en sê hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Nou wat was sy wil? Sy wil was juist dat ons heilig en onberispelik of heilig en sonder fout by hom moes wees. Voor die skepping van die aarde, en hy het vir ons deur Jesus dit kom wys. En dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarop moet ons, die wat eerste ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle, met ander woorde ons nou, nie net die Efesiërs nie, het ook ons deel geword van die volk van God, die julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle aan die eiendom van God beseël,
Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. En as jy nou verder gaan, is dit die gebed van Paulus aan die Efesiërs, en die Engels sê het net vir my soveel anders, partykeer, as wat die Afrikaans het vir my sê. Maar as jy nou hier lees, dan sê hy, dis vers 20, hy wat uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog by elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in hierdie bedeling wat kom. Hy praat van dieselfde mag, wat Christus uit die dood uit laat opstaan het, leef in elkeen wat hier sit. Het jy dit geweet? Dieselfde krag, wat Christus uit die dood uit laat opstaan het, is in jou. Daar's nie 'n moontlikheid nie, dit is in jou. Ten spyte van alles. En dis die wonderlike van alles. En ek het nou hoeveel keer, as ek daaroor gedink het, is van, okay, dis eintlik 'n baie groot voorreg, verantwoordelikheid. Want as dit dieselfde mag en krag is, kom ons gebruik die Engels. Die Engels sê dit net 'n bietjie anders. Hy sê die power and authority wat vir Christus uit die dood uit opgelaat staan het, is in ons. Nou as ons dieselfde het, dan wil ek 'n vraag vra. En die vraag wat ek wil vra is, en ek wil eers 'n stuk lees, en dan sal ek die vraag vra. Dis 1 Petrus 3 vers 15, wat sê, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. En dan kom die ding, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Ek wil vers 16 bylees, maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. En nou wil ek die vraag vra, wanneer laas het iemand vir jou gesê, vertel my net daai hoop wat in jou lewe, asseblief, gee dit net vir my. Wanneer laas? Want as dit is wat Christus in ons geplaas het, kan ons nie anders as om hierdie hoop uit te leef nie. Nou as ek sê ek's 'n Christen, dan moet my lewe anders lyk. Dit kan nie dieselfde as die wêreld lyk nie. Kom ons sê my linkerhand is 'n Christen en my regterhand is die wêreld. Sit dit by mekaar. Wat is die verskil? Is daar 'n verskil? Is daar enigstens 'n verskil? Behalwe vir die ring. Dis om te sê, okay, nee, daar's ietsie anders, maar dis maar net dit. Maar as die wêreld sê, sodra die Bybel sê, ons is anders, ons moet anders leef, ons moet anders optree, kan ons nie anders as om die liefde, wat in Johannes 13, wat Jesus van praat, wat hy die volgende sê, dis nou vers 34 en 35, wat hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. En wat vir my wonderlik is om daardie leesverhaal staan, elke lidmaat oral en altyd 'n geesvervulde disipel van Jesus Christus. Nie net 'n disipel nie, 'n geesvervulde disipel. En 'n geesvervulde disipel beteken dat jy anders loop, dat jy anders praat met mense, wat verskillende klere is, verskillende ras, maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. So ons kan nie dieselfde as die wêreld wees nie. Want Jesus sê juis, julle sal geken word aan die liefde vir mekaar.
En dis iets dis iets rarig wat my nie hierdie afgelope tyd nie, maar wat my rarig net, wat God net vir my sê, maar hoor hierso, julle moet anders lyk. Jy kan nie dieselfde wees nie. As Christus jou liefhet, en Christus is in jou, dan is jy 'n nuwe skepsel. Jy gaan nie 'n nuwe vel kry en 'n nuwe liggaam, jy gaan mager word en 'n bietjie langer word as jy kort is. Jy gaan nie. Maar die binnekant word jy anders. En as jy is die binnekant wat uitkom, en is die lewende water wat uit jou uitkom. So hierdie liefde wat ons in Christus het, is veronderstel om by elke persoon wat hier sit en staan te wees. Ten spyte van maak nie saak wat nie. En as ons kyk na Paulus se lewe. Paulus was, hy was 'n groot skerminkel geweest. Hy was nie van die beste, wie sal dink hy was een van die beste kandidaate geweest om die evangelie verder uit te dra? Voor hy vir Christus ontmoet het. Wie sal sê hy was 'n beste kandidaat? Maar God kom en hy sê, ek kwalifiseer jou om uit te gaan en dit te kan gaan doen. Maak nie saak wat in jou verlede gebeur het nie. En wanneer ons kyk na Paulus se lewe of na Petrus se lewe, hulle was Paulus was nie saam met Christus gewees nie. Hy het hom eers later ontmoet. Maar Petrus, wat saam met hom was, Here, ek sal nie nooit verloon nie. Nee man, nee, ek sal nooit nie, rarig, ek sal by jou bly. En toe die mense kom om vir hom te arresteer, die ou se oor afgesny, dit dan nog gewys hy is bereid om dood te gaan, maar toe hy nou by Jesus is, of toe hy nou daar staan by die vuur en sy hande lekker warm maak, en die haan kraai, nee, ek ken hom nie. En dan gebruik hy nog ander woorde ook nog, nee? Wat ons so oorvloediglik gebruik wanneer die taxi so voor ons in, en is, ag, vrede vir jou broer, ry lekker man. Nee, ons doen dit mos. So Petrus gebruik hierdie woorde en hy sê, maar ek ken hom nie. En toe die haan gekraai het, dis dit so van, o genade, wat ek gedoen. En na die tyd kom Jesus en hy sê van, weet jy wat Petrus, ek het jou lief. Het jy my lief? Ja, Here, ek het jou lief. Petrus, het jy my lief? Ja, Here, ek het jou lief. Petrus, het jy my lief? Ja, Here, ek het jou lief. En die rede hoekom hy dit gedoen het, is om te herstel. Hy het hom 3 keer verraai, 3 keer verloon. 3 keer in die rug gesteek. En Jesus sê vir hom, weet jy wat, ek het jou nog steeds lief. En hier kom Jesus en hy sê vir Petrus, maar selfs al het jy my teleurgestel, gaan ek jou nog steeds gebruik, om die boodskap wat God aan my toe vertrou het, nou vertrou ek jou toe, sodat jy kan uitgaan en dit gaan doen. Want Jesus sê, gaan uit, gaan maak disippels, gaan leer hulle om dit te onderhou wat ek julle geleer het. En doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Matteus 28. Vers 18 tot 20. En ek wil dit net reg lees. En Jesus se woorde was, leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So eintlik het Jesus sê, ek is daar by julle, net tot wanneer dit moeilik gaan. Nee. Net tot wanneer dit vir julle gemaklik is, sal ek daar wees. Dis juis, hy sal daar wees, ten spyte. Maak saak wat gebeur nie. En ons het nodig, om uit ons gemakzones te gaan. Uit nie eens 'n gemakzone nie, dis meer van 'n ongemaklikheid. In die Engels sê, die Afrikaans sê ons het 'n trooster gekry. Die Heilige Gees is 'n trooster. Die Engels sê, God gee vir ons 'n comforter. Nou as jy dit in Engels verduidelik, dan is dit van, God knew that we were going to be so uncomfortable, that he gave us a comforter.
Maak dit sin? Jy gaan so ongemaklik wees, jy gaan so buite jou alledaagse dinge uitgaan wanneer jy met mense gaan praat oor die evangelie, wanneer jy met hulle gaan deel. Dan gaan jy so buite ongemaklik wees, jy gaan nie weet regtig wat om te sê nie, maar die Heilige Gees gaan jou help. En as gevolg van dit, sê Jesus, ek is by julle tot die volëinding van die aarde, van die wêreld. God sê vir ons, hy sal by ons wees. En as jy in Handelinge kyk, wat hy gesê het, dat wanneer hulle voor keisers en amptenare en gouverneurs staan, moenie bang wees dat julle nie gaan weet wat om te sê nie. Want die Heilige Gees sal vir julle sê wat om te sê. So ons moet nie bang wees wanneer ons met mense gaan praat en wanneer ons wildvreemde mense sien, of hulle nou wat se ras of wat se kleur hulle ook al is, maak nie saak nie. Ons kan vir hulle gaan sê, hoor hierso, Jesus is lief vir jou. En dis die voorreg wat ons het, en dis die God wat ons aanbid. En dis hoekom ek gesê het, wanneer ons die liedjies sing, kyk bietjie wat ons sing, en luister wat ons sing, en hoor wat ons sing. Want dit is wat ons het, en dit is die genade wat ons ontvang, vrylik. Ten spyte van, ten koste van, maak nie saak nie. Jy is 'n seun en 'n dogter van God, die Almagtige. Amen. Kom ons sluit dit oop. Almagtige God en Vader, Here, ons dank U in naam van Jesus. Vader, dat U in U woord vir ons wys dat ons seuns en dogters is. Dat U ons bestem het en geroep het nog voor die skepping van die aarde. Nog voor U het geskep het U gesê, U wil hê dat ons by U moet wees. Heilig en sonder fout. U het ons afgesonder, want U is afgesonder. En ons dank U daarvoor. Vader, ons dank U in naam van Jesus dat ons kan weet dat U ons liefhet. En maak saak wat ons doen nie, maak saak waarheen ons gaan nie, maak saak wat ons aanvang nie. U is lief vir ons en U is by ons. En ons dank U daarvoor. Vader, is my regtig my hartsgebed dat elkeen wat hier is, dat ons sal uitgaan en ook hierdie woord gaan uitleef. Dat hulle regtig die hoop wat in hulle is, dit aan ander mense ook sal gaan uitleef, sodat die mense vir hulle kan vra om hierdie hoop wat in hulle is te deel. Want hierdie hoop hoort nie aan ons nie, dit hoort aan U. En ons word dit genadiglik gegee en vrylik gegee, sodat ons dit vry kan weggee, dat niemand dit hoef te koop nie. En ons dank U in naam van Jesus daarvoor. En ons almal sê, Amen.
Almagtige God en Vader, Here, dankie ook dat ons ook nou 'n offergawe kan bring. Dat ons dit na U toe kan bring en wie kan kom gee, sodat dit ook in die koninkryk kan ingaan. Sodat dit ook kan gaan vir die saak waarvoor U het bestem. Sodat ons weer dit sal vrug afdra en dit ook op vrugbare grond sal val, sodat daar 'n 100voudige oes sal terugkeer. Ons loof en prys in die naam van Jesus daarvoor. En ons almal sê, Amen. Genade, vrede en vreugde vir julle, van God ons Vader, Here Jesus Christus. Mag ons uitgaan en hierdie hoop wat in julle leef, vir elke persoon dit gaan wys, sodat hulle dit ook by God kan kry. Amen.